op bladsy 7, 8 en ja, 7 en 8. Okay, as jy hoofstuk al klaar. So jy sal sien daar, ons 1 is ek sê vir die aard van die reagerende stowwe, 2 is die oppervlakte, 3 is die konsentrasie of die druk, 4 is die temperatuur en 5 is 'n positiewe katalisator. Okay. Goed, so. En ek het al hierdie goeders met jou deurgepraat daai een Vrydag na skool net die eksperimente. Okay, moet ek kan ek lig af as jy nou reg. Okay, so die eerste ene is die aard van die reagerende stof. Okay, ek lees nou verduidelik. Ek sê daar, die tempo van 'n reaksie hang af van die aard van die stowwe wat deelneem. En die aard is ek het gesê swaalsuur teenoor assensie. Okay, dis wanneer jy moet dit. Reaksies wat soortgelyk lyk, kan onder dieselfde omstandighede verskillende tempos hê afhangende van die aard van die reaktante. So ek het hierso gesê byvoorbeeld yster en magnesium eintlik in lug of in water. Het ek nog gesê magnesium? Ja. Natrium. Okay. Kom ons sê maar in lug. Yster gaan lank vat voordat hy roeswys en natrium gaan omtrent dadelik so laagie begin vorm. Kalsium en natrium versus natrium in water, dit kan nie waar wees nie. Weer eens, jy kan maar sê yster, okay? As jy in water gooi, as jy yster in water gooi, gaan hy, ek dink binne in 'n paar dae gaan hy begin 'n roeslaagie vorm. Okay? Waar natrium gaan paar sekondes gaan hy begin reageer en ek het net vir gesê, sê maar kalsium teenoor swaalsuur, is al 'n sterk suur, iets wat jy al soms geleer het. Wat is die sterker? Swaalsuur. Omdat dit dan. Okay. Ja. Verseker, maar swaalsuur is verseker ja, die sterker een, dis twee waterstowwe speel 'n rol daarin. Ek nou net vir jou soutsuur gewys, ek het die swaalsuur gewys wat so perserige diep kleur was en soutsuur is net 'n deurskynende kleur, hy's so 'n bietjie van 'n geel skynsel wat hy kan hê, dit hang af hoe gekonsentreerd hy is. Okay, so dis die een. Die tweede ene is die oppervlakte area en dit het ons nou gevoel tot vervelings toe gesê, ons het gesê stukkies teenoor poeier gaan vinniger reageer. Nou sien jy hierdie ding hierso in die blokkie. Die ding in die blokkie is nie 'n definisie hierso nie. Die ding in die blokkie is 'n verduideliking op jou antwoord. So hulle gaan vir jou sê, jy het magnesium lint en magnesium poeier, jy sien dat magnesium ja, hulle vra vir wanneer jy gaan vinniger reageer en gebruik, nou luister mooi, hulle gaan sê, gebruik die botsingsteorie om te verduidelik. So, onthou ek het gesê, hierdie definisie vra hulle nie baie nie, glad nie, maar die toepassing daarvan vra hulle baie. Amper soos die volgende hoofstuk, sinne is ook dieselfde, so hierso is hoe jou antwoord gaan lyk in die eksamen. So hier skryf ek vir jou antwoord, jy gaan net tweet wat ook al die vraag is. So dat staan daar, wanneer 'n vaste stof verfyn word, is daar 'n toename in die blootgestelde oppervlakte area. Daarom is daar meer effektiewe botsings per eenheid tyd en daarom sal die reaksietempo verhoog. Nou crucial. Soos daar intermolekulêre wat ek gesê het, jy moet sê, daar word meer energie benodig om intermolekulêre kragte tussen blablabla te oorkom. Stel hierso, jy kan nie hierso woorde uithaal nie. Okay? So jy gaan sê, daarom is daar meer effektiewe botsings. Wat beteken effektiewe botsings? Genoegsaam kinetiese energie, groter opleiding en antikleringsenergie en die regte oriëntasie. So jy kan kies, jy kan of albei daai sinne sê of jy kan sê effektiewe botsings. Maar jy kan nie die woord effektief uithaal nie. As jy die woord effektief uithaal, verkeerd. Jy moet sê per eenheid tyd. Jy gaan nie sê per sekonde nie, per minuut nie, niks nie. Per eenheid tyd. En die twee tye moet vergelykbaar wees. Okay, so sê jy maar, jy moet hierdie toepas op ons magnesiumsom. Gaan jy sê, wanneer jy magnesiumpoeier gebruik in plaas van korrels, sal die toename in die blootgestelde oppervlakte area groter wees oor die poeier. En hulle. Okay, so jy gaan net toepas vir jou vraag wat gevra word. Okay, so hierdie sin is soos crucial. Jy gaan nie skryf definisie nie, jy gaan net sê, dit is jou antwoord op 'n vraag. Hoe genigtig, hierdie is op die verkeerde plek. Nee.
hierdie moet hierbo wees. Okay, so praat nog van die aard. So wanneer twee reaktante reageer om 'n nuwe produk te vorm, moet die bestaande bindings gebreek word, bla bla bla, as weer dit. Sê die aard van die reaktante sal dus die reaksietempo beïnvloed, hoe maklik daai bindings breek en wil reageer. Die reaksie van reaktante met sterk bindings en ingewikkelde molekules sal stadiger reageer. Okay. Goed, dan die volgende een wat ons gaan kyk is konsentrasie van die reaktante. Okay, en spesifiek nou hierso as ons kyk na iets soos aqueous, as ons aan aqueous, dan kan ons die konsentrasie verander. Jy kan nie die konsentrasie verander van solids nie, en jy kan nie die konsentrasie verander van suiwer vloeistowwe nie, soos water. Hoe die hel gaan jy water verdun? Jy kan nie. Okay, so nie solids of so liquids. As 'n liquid met 'n L geskryf word, beteken dit is 'n suiwer vloeistof. Jy kan hom nie verdun nie, maar as of hy is nie verdun nie. Kom ons sê net so, hy is nie verdun nie. As daar staan aqueous, beteken hy is opgelos in water, soos jy kan sy konsentrasie meer of minder maak. En dan sê ek vir jou druk in gasse, want jy kan nou nie 'n gas oplos in water, maar jy kan nie dan nog steeds 'n gas bly nie. So hoe maak jy 'n gas se konsentrasie groter? As jy maak die volume kleiner. Ons het daai hoofstuk gedoen laas jaar Boyle se wet, daai hoofstuk. Okay, maar dink so daaraan, as jy poep in die klaskamer of as jy poep in 'n toilet, 'n klein cubicle toilet, waar gaan jy dit erger ry in die cubicle toilet want ons minder spasie vir die gas om in te. Okay, goed. So ek lees dan verduidelik. Weer eens hierdie in die blokkie is jou antwoord op 'n vraag, jou bewoording op 'n vraag. Dit sê daar: soos wat die konsentrasie verhoog, sal die aantal deeltjies ook vermeerder. Dis is daar meer effektiewe botsings per tydseenheid en dis sal die reaksie verhoog. Sê daar sien jy die woord weer, meer effektiewe botsings per tydseenheid. Nou wat ek wil hê jy moet vir my hierso byskryf is die aantal deeltjies per volume. Die aantal deeltjies per volume ook verminder of per area of wat ek ook net sê. Gaan ook verminder. Okay, so hierdie ene is as jy werk met, as jy werk met aqueous. As jy werk met gasse, gaan jy dit so stel, jy gaan sê, as die druk styg en as die volume afneem, sal die konsentrasie verhoog. Want as die druk verhoog, beteken dit jy maak die volume kleiner, dit beteken ons meer deeltjies per 'n sekere area. As die volume so is, dan kan die deeltjies nou obviously versprei, so ons het minder deeltjies per area. Dis al die aantal deeltjies weer eens per volume verhoog, dis is dan meer effektiewe botsings per tydseenheid en sal die reaksietempo verhoog. Okay. En dit is waar die ou gesê het, kom ons maak die gange in die skool kleiner. Okay? As jy die gang kleiner maak, dan is die deeltjies nader aan mekaar en dan is daar groter kans dat jy sal bots. Ekskuus tog. Goed, so kom ons kyk gou hierso. Is hoe die Maxwell-Boltzmann kurwe sal verander. Okay? Colby, ons is hierso. Goed, so hierso sien jy is die kinetiese energie van die deeltjies, daar is 'n aantal deeltjies. En kom ons eers begin met 'n lae konsentrasie. So die kurwe gaan altyd so lyk. So op en dan af. Altyd. Hy maak so 'n boepie wil ek amper sê, maar daar is altyd 'n groot gedeelte wat min of meer dieselfde tipe kinetiese energie. Okay, so kinetiese energie, daar sien jy is die streepie, wat beteken dis die aktiverende energie, dis die afsluiter, dis die minimum energie benodig vir reaksie om plaas te vind, so net daai deeltjies. Nou as ons die konsentrasie verhoog, beteken dit ons sit meer deeltjies by. Okay? So hoe dit lyk, sê nou maar in 'n houer. As ek hier 'n houer het en daar 'n houer het. En hierdie houer sê 0.5 molare mol en hierdie houer sê 2 molare mol. Okay, dan beteken dit in hierdie vloeistof, hulle kan presies dieselfde hoeveelheid wees daar. Okay? So die volume is dieselfde, maar hier sal sê nou maar nou wees 3 deeltjies en dan hierso sal wees ek moet nou maal met 4, so dis 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Okay, so dis dieselfde stof. Hierdie het 'n laer konsentrasie beteken hy het minder van die aktiewe deeltjie per water. En hierdie is meer deeltjies. Hierdie is soos flou ou ros en hierdie is sterk ou ros. Okay? So as jy meer deeltjies het, dan beteken dit daar's meer deeltjies wat kan reageer. Okay? So nee, dit is nie so as ek vir jou sê jy moet nou in hierdie klas iemand vind vir die matriekafskeid, dan is jou opsies redelik beperk, nee? Maar as ek jou sê jy hele skool, as jy so, okay, dis meer wat kan reageer. As ek jou sê jy hele dorp nog, as ek jou sê jy hele provinsie nog. Okay. Goed, so dit is wat nou hier gebeur, is ons maak deeltjies meer. So ja, ons op sê baie meer deeltjies wat nou nie kan reageer nie, want hulle het nie energie nie, maar jy het ook meer deeltjies wat wel kan reageer. Okay. So die hele kurwe is soos 'n duplicate of hy word net wat groter of enlarge en hy is hoog. So jy moet die vorms van hierdie grafieke ken. Goed, dan gaan ons kyk na die vierde ene, is die temperatuur. En dit is waar hy gesê het, kom ons na die tyd van die wat jy van die een klas en volgende klas minder maak, beteken die deeltjies moet vinniger beweeg. So dit sê hierso en hy het so ekstra sin by in sy verduideliking. Dit sê daar as die temperatuur verhoog die kinetiese energie van die deeltjies ook. Hulle beweeg vinniger want jy maak hulle nou warm. Dus sal meer deeltjies genoegsame kinetiese energie het. Okay, nou wat beteken genoegsame kinetiese energie? Dit beteken groter of gelykheid aan die aktiveringsenergie vir die reaksie. Okay, jy moet die woord sê genoegsame. Dan sê jy nou dat hierdie beskryf jou in hakies. Hulle het op 'n stadium gesê jy moet hierdie by sit en toe sê hulle jy hoef nie die by te sit nie. So ek sal sê skryf net hierdie by vir hulle. Genoegsame kinetiese energie, dit beteken groter of gelyk aan die aktiveringsenergie. En dis is al meer effektiewe botsings per tydseenheid en daarom sal die reaksie verhoog. Kyk, so deeltjies beweeg vinniger, meer botsings. So nou as jy sien na hierdie grafiek, hoe hy lyk, is weer eens kyk die dieselfde asse, dis hoe die grafiek gelyk het, daar is die aktiveringsenergie, die genoegsame aktiveringsenergie. Maar nou het jy presies dieselfde hoeveelheid deeltjies, soos hierdie grafiek 1000 deeltjies verteenwoordig het, is hierdie nog steeds 1000 deeltjies. So die aantal deeltjies bly presies dieselfde, maar nou beweeg hom vinniger. So hierdie ene wat nou sê nou maar 10 joules gehad het, nou het hy eers weer 20 joules. Okay? En die ene wat 15 joules gehad het en nou eers weer 30 joules. Okay? So al die deeltjies het dan meer energie, jy kan sien die hele grafiek skuif regs en hy plat 'n bietjie af. Hy plat 'n bietjie meer af, hoekom? Want as jy dit warm maak, dit nog aan 'n glasbeker, dan die deeltjies wat hieronder is, word ons eers warm en hulle bots en daar en hulle bots en daar en hulle bots en daar. En jou vlam kan so wees, jou beker kan so wees. So daar dis nie 'n regverdige skryfsoen toe nie, want die oppervlakte wat warm word is nie eweneedig oral nie. Okay, so hy plat 'n bietjie af en hy skryf almal regs en dan kan jy sien baie meer en dan genoegsame energie. So dis hoekom ons goeders baie keer warm maak om beter te reageer. Okay. En dan die laaste ene daar is 'n positiewe katalisator, obviously jy kry 'n negatiewe katalisator. Ek het gesê baie keer wil jy dinge moet net bietjie stadiger wees anders word te warm of so ietsie. Hulle sê daar 'n katalisator verlaag die aktiveringsenergie wat nodig is vir die reaksie. Okay, dis wat ek vir jou gesê het, die departement van onderwys kan besluit, okay, in plaas van 30% afsnypunt, kom ons maak 'n 20% afsnypunt. Okay, so hy verskuif die aktiveringsenergie of die afkort. Dis het meer deeltjies nou genoegsame kinetiese energie om die aktiveringsenergie te oorkom. En daarom is daar meer effektiewe botsings per tydseenheid. Okay, so jy kan sien, die grafiek ons het nie soos voorheen nou 2 grafieke nie, 2 lyne nie, net 1 lyn. Maar wat nou gebeur is die aktiveringsenergie. Kyk nie. Kry so meer deeltjies. Okay, so jy moet al 3 hierdie grafieke ken, kan teken, kan analiseer, verstaan en. Okay, so jou hierso huiswerk.
is daar die hele bladsy. Okay? Nou, hierdie bladsy lyk regtig baie, maar dit is nie baie. Kyk hierso. Noem die 2 toestande wat nodig is sodat 'n botsing tussen deeltjies kan plaasvind. Genoegsame kinetiese energie, verdedigingsenergie, regte oriëntasie. So 2 sinnetjies wat jy neerskryf. Kan ons net skryf effektiewe botsing? Nee, hulle sê jy noem die 2. Okay, so hierdie goede is regtig nie moeilik nie, want jy gaan voel jy skryf die hele tyd daai sinnetjies en van meer effektiewe botsings per teks. Jy moet dit neerskryf, ek wil hê jy moet dit oefen. Okay, so die hele bladsy is dit en dan hieronder dink ek is 'n sommetjie wat jy gaan doen. Okay, kyk net vir my asseblief hierso. Die laaste vraag lyk vir jou soos die voorbeeld wat ons gedoen het. Nee, ek het vir jou presies dieselfde data gegee as voorbeeld, maar ek vra vir jou 'n ander vraag. Okay, so die grafiek is dieselfde, maar die vraag is anders. Moenie net jou voor 'n maklik maak. Okay.